Cool. Ja, ek strydom. Ek volg nou al jou skryfwerk vir lank en ander dinge wat jy doen, soos lekker om weer vir 'n slag met jou te gesels. Jy het nou vandag 'n bietjie gepraat. Ek het nie alles geluister nie. Ek was nie heeltyd daar nie, maar jy het gesels oor die verskil wat in teenwoordigheid is. En wat my net altyd so tref van die manier hoe jy dinge benader is die eenvoud en die stories. So ek wonder maar net waar kom al jou stories vandaan? Weet jy, ek het die voorreg om in daai eko-gemeenskap te bly, so dis absolute chaos, maar is glad nie vervelig nie. So ek bly nou al, ek is 24 jaar oud en ek actually in die gemeenskap, so tussen twee huise, daar's 5 huise, omtrent 'n klip gooi van mekaar af. Nou het ons die projek aan die Vrystaat all over. So daar is net ongelooflike interessante mense en stories wat as jy so klomp uiteenlopende mense van verskillende kulture en sosiale agtergronde en maatskaplike agtergronde, as jy hulle saamgooi, dis soos 'n magic potion wat jy bymekaar gooi en dan pop allerlei interessante goed uit. So ek voel eintlik baie bevoorreg om dit te kon beleef. Ek dink ou leef daar's groot lesse te leer in boeke en op die internet en so aan, maar ek dink daar is van die grootste lesse is te leer by die nood van mense is aan die ander kant van die spoorlyn. Dit is baie keer op uitmis en ook in die natuur in die wildernis. Ja. En ek het nogal 'n hart vir daai twee plekke, ja. Maar is daar 'n rede, dit sluit my 'n bietjie so aan by die idee van teenwoordigheid. So as ek daai lesse wil eerstens beleef en ervaar en deel maak van my lewe, dan moet ek teenwoordig wees daarvoor. Nou wat is die goed wat my keer om teenwoordig te wees? Ja, ek dink sekere lesse kan jy net op sekere plekke leer. Dit is ongelukkig so, dit is maar net so. Ja, sekere goed wat jy net gaan beleef as jy dit waag om die grens oor te steek. Ek dink vrees vir die onbekende kan 'n ou verhoed. Onbekend is onbemin. Ek dink hoogmoed. Party mense wil net nie oor die grens gaan nie want hulle voel net hulle wil hulle self nie besmet nie. Dit is wanneer hulle. Hoogmoed kan jou verhoed. Gemaksig. Met ander woorde daarvoor is luiheid. Dit is partykeer net moeite om 'n grens oor te steek en om dit te waag buite die gemaksone. Hulle sê die comfort zone is die gemaksone is daai veilige, gemaklike, mooi, bekende plek waar niks groei nie. So jy moet dit waag buite die bekende en dis waar nuwe ontdekkings gemaak word. En ek dink daai onbekend is onbemind, vat dit so mooi saam, maar verstaan ek jou reg dat jy dan eintlik sê al hoe onbekend bekend gaan word is deur dit te gaan ontmoet. Jy gaan moet waag, ja, jy moet dit in die onbekende inwaag en jy moet sê maar ek wil myself 'n bietjie meer uitdaag. Ek wil aanhou groei. Weet ek dink mense dit is bietjie soos fietsry, as jy nie groei nie, dan gaan jy eintlik agteruit. As jy nie besig is, dit werk met 'n klomp goed so, as jy nie besig om 'n verskil te maak in die wêreld, en is die wêreld waarskynlik besig om 'n verskil te maak in jou. Jy weet jy moet eintlik so half heeltyd besig wees om te sê maar ek wil nuwe dinge ontdek. Ek het in daai Daka boek wat ons nou net oor gesels het ek sê die hippie oomie van almal, dan sê hy nogal as jy 'n reisiger is, rather look with curiosity than with judgment. Sure. En dit is so 'n mooi beginsel vir die lewe, nee, is om te sê maar mense wat met nuuskierigheid kyk, wat nie net waardeoordele maak, is dit reg of is dit verkeerd of is dit goed of is dit sleg nie, maar wat bietjie vra hoekom en hoe werk dit en wat geïnteresseerd is en so net 'n baie meer betekenisvolle lewe. En jy kan hulle op die vreemdste, donkerste plekke sit en hulle gaan iets vind om te ontdek, of in hulle self of in die plek self. Sure. Kyk, ek dink dis definitief wat ons hier by die ATKV sien, by die kultuurkuier, dis die takke. Dit is die mense wat gedurig besig is om hierdie dinge te doen wat jy nou beskryf. Hulle is nuuskierig, hulle gaan kyk aan die ander kant van die treinspoor. Maar ek is nou nuuskierig oor, kyk, jy weet ek is 'n groot aanhanger van Daka en van die meeste van jou skryfwerk, maar ek hoor ons 'n nuwe boek. Is hy al uit? Ja, hy's nou pas op die rak. Eendag is te ver. Is 'n boek veral gefokus op tieners, so tussen 15, tieners en studente. So ons sê so tussen 15 en 25, maar nou het ons toenemend ou mense. Wat nou oomie en tannie sê nou die dag hulle lees nou elke aand 'n storie in die bed, jy weet maar dit is 'n boek om te sê maar jong mense ekskuus.
Dis 'n boek wat onder andere sê jong mense hoef nie te wag tot hulle eendag groot is voor hulle aan die groot gesprekke hoef deel te neem nie, voor hulle die mees basiese geloofsgewoontes kan aanleer nie en voordat hulle 'n verskil kan maak nie. So ek vertel baie stories van die verskil wat jong mense deur die eeue op verskillende plekke gemaak het en dan sommer net dit gaan oor iets van alles. Dis soos potjiekos, jy weet, daar's stories van die dood tot hoe help ek my pel en hoe lees ek die Bybel en sommer net klomp los geloofsgedagtes vir jong Christene. Ja, ek dink baie gepas. Hier's meer jeugtakke as volwasse takke dink ek in die land as ek reg geluister het na die syfers. So dit is so, die jong mense is besig om dinge te doen en hulle hoef nie te wag vir eendag nie. Ja, ek en ons het baie om by hulle te leer. Sonder twyfel. Ja, ek leer gedurig nog by jong mense. Ek is dankbaar daarvoor. Ja, dankie vir die gesels Jaco. Dit was lekker om jou te sien en na jou te luister nou. Dankie Dio, thanks.